Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike donderdagoggend. Die week en die maand is so te sê op sy einde. Dit is inderdaad 30 Oktober en dit beteken daar is net 56 dae oor tot Kersfees. Pieter, kan jy dit glo? Jy werk vol mooi uit, né? Ek sê vir jou, ek's wakker, hoor. 56 dae tot Kersfees. Wat beteken dit? 62 dae tot einde van die jaar. As ons daai sommetjie sal maak. Ek weet nie. Hey man, lekker. Nou ja, ek het vir julle ook 'n lekker vroeë Kersgeskenk gesynde dat ons nou so van Kersfees praat. Ons bespreek die nuutste boeke in ons nuutste insetsel op dieselfde bladsy. Arnold is hier met jou sporthoogtepunte. Ons eie stylist Lorraine Olivier gaan 'n paar wenke deel van wat om aan te trek vir verskillende liggaamstipes. Ons vind meer uit oor Via se nuwe TV-reeks Erfenis in die grond met die aanbieder Pieter Pence en ons bespreek Movember met Gammon G-Cell. Ja, nee? G-Cell. Karen, ja. Wat het ek sê? Gammon. Jy sien, maar ek het nou gedink aan Kersfees. Ja, ek kom agter jy is honger se vroeg. I'm so sorry, Garen, because it's Gammon. Garen G-Cell en Propek Kosie Bekes kom sorg vir lekker musiek. Daar's dit en nog baie, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies en ek doen dit elke oggend om seker te maak die mense wat ingeskakel is wakker om te sien, maak ek 'n fout of is ek nou reg? Ja, jy weet, ons hoop hulle het nie vanoggend verslaap nie. Ons laat dit daar. Ja, wake me up before you go. Maar ons is bly jy is hier so hoor, Els. Baie dankie. Wat 'n rowwe begin tot hierdie oggend. Goed, Pieter, ek wil by jou hoor of jy al ooit gaan rekspring het. Dis nou bungee. Ek wil net sê jy laat dit so idillies klink, baie meer kleurvol as bungee. Ja. Maar ek het al inderdaad gereksprong. Het jy? Was dit vir jou lekker geweest? Dit was vreesaanjaend geweest. Dit was eintlik baie lekker. Ek het gedoen as 'n student. En toe latere jare vir TV-produksie moes ek dit doen. Ja. En ons het op daardie dag net een kameraman gehad. So toe moes ek 3 keer in 'n ry spring. Om verskillende hoeke te kry vir die So teen die derde keer was dit vir jou niks geweest. Maar daai aand het ek geslaap soos 3 babietjies. Nou, ek het 'n baie interessante storie, want die wêreld se hoogste padbrug, die Huajiang Groot Kloofbrug in China, het onlangs aandag getrek vir 'n nuwe en gewaagde aantreklikheid. Toulose reksprong of bungee spring. Touloos. Maar dan jy dit mos nie bungee noem nie. Dit is presies wat ek ook gedink het toe ek hierdie storie vir die eerste keer gelees het. Nou, in plaas daarvan om aan 'n tou vasgemaak te wees, spring deelnemers direk vanaf 'n platform in 'n reuse reënboogkleurige veiligheidsnet, asof dit nou 'n verskil sal maak, nê, wat 625 meter bo die Beipan rivier hang. Nou die spronge sou tussen 20 en 50 meter hoog wees en kaartjies is geprys teen sowat R4.300, goedkoper as gewone reksprong. Nou, voordat die adrenalienbelaaide ervaring amptelik kon oopmaak, is dit tydelik opgeskort nadat toetsvideo's groot kommer op sosiale media ontketen het. In die video's is sandsakke van verskillende gewigte in die net laat val om veiligheid te toets, maar kykers was nie oortuig nie. Baie het gewonder wat sou gebeur as iemand die net mis, of as dit onder 'n persoon se gewig sou breek. Die maatskappy agter die projek het verduidelik dat die net se hoeke vas is en dit ontwerp is om die impak te absorbeer en dan stadig af te sak om 'n veilige landing te verseker. Tog het die verduideliking min gedoen om die publiek gerus te stel. Die opening is dus uitgestel totdat verdere veiligheidsmaatreëls bevestig is. Wat bedoel was as 'n grensverskuivende avontuur, het uiteindelik 'n ewige debat oor veiligheid en gesonde verstand ontketen. Ek moet vir jou sê, ek beskou myself nogal as 'n adrenalien junkie, maar ek weet darem nie daarvan nie. Ek sal dit nogal doen. Het jy nie al gesien hulle het hierdie huiskraan mos? Ja. En dan sit jy ook so 'n harnas wat jy so vasgemaak word en dan val jy ook in 'n net en niemand weet altyd wanneer daai knippie losgemaak word en dan val jy so lekker na benede. Selfe prinsip, of soos ek altyd sê, selfe pap, ander sous. Hierdie is dalk 'n bietjie meer gewaagd, want 'n ou gaan mooi moet spring en jy gaan, jy weet daarom. En jy gaan ons nou kop eerste nie waar nie? Ja, nee. Jy moet nie net val nie, jy gaan 'n bietjie moet verstaan van hoe om jou lyf in 'n rigting te stuur om op die net so naas moontlik in die middel te val. Dit laat my dink aan die akrobate, wat gewoonlik deel was van die sirkus. Ja. Jy weet, en waar hulle gewoonlik dan, as hulle dalk misvat of gryp, in daai net val. Dit is so lekker gelyk as hulle so val op daai net, nê? Dit het. Maar ek dink is nog steeds 'n bietjie
baie meter vir my. Ek spring eerder uit 'n diensbare vliegtuig uit met 'n valskerm. Daar sê. En ons gaan dit nog doen, hoor. As dat ek touloos gaan of jy weet, net die net aanvat. Nou ja, gepraat van spring uit 'n vliegtuig uit of staan bo op 'n paal. Sommige mense ly aan hoogtevrees. Jy Nie glad ons nie. Nee. Nee. Ek moet sê as ek bo op 'n dak staan of so, is dit vir my erg. As ek in 'n vliegtuig se deur sit, glad nie so erg nie. Maar nou ja, sommige ly aan hoogtevrees en ander mense ly weer aan 'n vrees van konfrontasie. Jy al daarvan gehoor? Ja. Nou nie van konflik nie. Ja, ek dink ek's nogal deel van daai groepering. Jy het al gesien as die vergaderings hier by Goeiemôre Good Morning ewig raak, dan is ek weg. Jy is glad nie daar nie. Van die begin af is jy nie. Wel, Nêrens in ek wil net gou vir jou hierdie storie vertel. 'n Amerikaanse maatskappy het nou weer vindingryk geraak en met 'n ongewone diens het hulle nou weer 'n bietjie na die tafel toe gekom. En hierdie diens is vir die wat 'n bietjie skees vir konfrontasie binne in die werksplek. Die diens laat werknemers toe om hulle base anoniem uit te skel. Hoe lekker is daai? Sonder die vrees vir gevolge. Die nuwensgewende organisasie OCDA is gestig deur die komediant en akteur Kellymer White en bied 'n veilige uitlaatklep vir mense wat huiwer om hulle klagtes direk te lig. Wanneer iemand 'n versoek indien, stuur die OCDA 'n opgeleide uitskelagent na die werksplek om die betrokke baas of kollega in persoon te konfronteer. Die agent lees 'n voorbereide teks waarin die werknemer se griewe duidelik en met oortuiging uitgespel word, ongeag die baas se reaksie. Oh, wel, kan jy imagine, die arme akteur, hy laat gou net vir dit. Vir kliënte buite die diensgebied word die uitskel-sessie per telefoon gevoer. Die maatskappy plaas ongeredigeerde video's van hierdie konfrontasie op YouTube, waar hulle reeds amper 300,000 intekenare het. Die ongewone diens het vinnig aandag getrek en 'n nuwe gesprek oor respek en aanspreeklikheid in die werksplek ontketen. Wat 'n interessante inisiatief. Ja. Ek weet nie. Nee, ons het ons nie so rukkie terug ook oor so ietsie gepraat, dat hulle ook in China of een van die oosterse of westerse lande gegaan het, dan stuur hy ons nou 'n briefie of wat namens hom geskryf is. Deur kunsmatige intelligensie, ek reg kan onthou, ja. Nee, is ook weer dieselfde tipe storie, maar sal jy dit oorweeg? Nee, weet jy wat dink ek? Miskien moet ons met 'n inbelprogram begin. Daar's nou miskien vir ons 'n gap, soos wat hulle sê, nee, 'n nuwe geleentheid. En dan kan mense weer soos in die verlede inbel. Hallo, ek wil graag anoniem bly. Ja. Maar dit is my griewe. Hiermee net my griewe. So, ek weet nie, ek dink ek is maar iemand wat voel, natuurlik hou mense van konfrontasie of konflik nie, maar op die einde van die dag dink ek om eerlik te wees en opreg te wees is altyd die beste manier. So gaan praat dinge maar net uit. Ek dink in ons geval wat 'n bietjie dit nie daarvan hou nie, so ons eerder uitstel en dit later doen, maar ander mense is net so wat om dadelik aan, maar ek is fine met jou, ek is fine met almal, dankie. So sê hy nou, maar goed. Ek gaan jou probeer glo. Nou, dit is jou laaste kans om vir die sogenaamde, dit is nou net gehuileer, lelik en trots kompetisie in te skryf, waar ons op soek is na Suid-Afrika se sogenaamde lelikste maar geliefde troeteldier. Ons gaan maandag ons finaliste bekend maak en daarna gaan die publiek kan stem. Die wenner gaan natuurlik 'n allermintige R1000 koopbewys van Takealot kry. Ons is nou weer terug, bly ingeskakel. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee!
Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit. So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Welkom terug, ons het natuurlik nog baie om na uit te sien in vandag se episode. Ons kuier later met Pieter Pence, die aanbieder van Via se nuwe reeks Erfenis in die Grond. Ons bespreek Movember met Garen Gisel en Prop en Kosie Bekes gaan kom musiek maak. Maar eers het ons nog 'n paar dinge om te bespreek. Ja, en ek wil by jou hoor, wanneer 'n mens kyk na iets soos motorversekering, dink jy dit is iets wat 'n mens maar kan uitskakel? Ek het al baie keer daaroor gewonder, ek het al met 'n paar vriende daaroor gesels wat nie daarin glo nie. Ek aan die ander kant sal terstond nie sonder my versekering kan gaan nie. Ja, ek dink ook nie so nie. Ek dink dit is baie problematies wanneer daar dan wel iets gebeur. Wel, hier is 'n skrikwekkende statistiek. Volgens Wesbank is sowat 65% tot 75% van alle motors op Suid-Afrikaanse paaie nie verseker nie. Dit plaas eienaars in 'n groot finansiële risiko indien iets met hulle voertuig gebeur. Nou vir baie mense is 'n motor een van die waardevolste bates wat hulle besit en 'n belangrike deel van hulle mobiliteit. Tog kanselleer sommige eienaars hulle omvattende versekeringspolisse kort na die aankoop van 'n gefinansierde voertuig om maandelikse uitgawes te verminder. En ek kan dit nogal in 'n mate verstaan, want ek bedoel, dit raak nogal duur. Maar Wesbank waarsku dat dit 'n ernstige oortreding van die finansieringskontrak kan wees en 'n groot finansiële las kan veroorsaak. Nou indien die voertuig gesteel, gekaap of ernstig beskadig word, bly die eienaar steeds verantwoordelik vir die uitstaande skuld. Finansierder kan selfs beperkte versekeringsdekking afdwing en die koste daarvan word by die maandelikse paaiement ingesluit. Hierdie dekking is gewoonlik beperk en sluit nie derde party opsies in nie. Wesbank beklemtoon dat om versekeringsdekking te kanselleer 'n korttermynbesparing is wat kan lei tot 'n langtermyn finansiële ramp. Hulle raad is om eerder jou polis na te gaan vir moontlike premieverlagings as om dit heeltemal te kanselleer. Ek stem 100% saam. Dis is hoekom hulle in die besigheid is al vir soveel jare. En hulle weet presies die waaroms en die hoekoms 'n ou dit moet hê en hoe 'n ou dit kan doen. Maar as jy 'n kar gaan koop of 'n huis gaan koop of enigiets gaan koop op 'n huurkoop ooreenkoms, dan weet jy mos nou, jy moet versekering in plek hê en wat die versekering jou gaan kos. En ek weet, soos ek wat 'n jong tienerseun by die huis wat nou begin droom oor wat se kar om te ry, dus dan dink ek ja, dis lekker om te dink dis die kar, dis wat hy jou maandeliks gaan kos, maar wat van jou versekering? Ja. Want niemand kan dit bekostig om dadelik daai groot lomsom geld uit te haal om jou kar reg te maak of die persoon in wie jy vasgery het of wie in jou vasgery het te help. Nee, ek glo maar daarin. Ja, absoluut. En ek dink die ander ding is soos ek nou gesê het, 'n mens kan verstaan dat sommige mense, jy weet, na aanleiding van hoe duur alles eintlik is. Ja. Dit gewoonlik dan nou uitskakel, maar ek dink ook maar net aan daai langtermyn gevolge. So
Maar wat dink jy van hierdie statistiek? Ek meen 65 tot 75% van alle motors op Suid-Afrikaanse paaie. Dit is redelik baie. Ek sou nooit kon dink dat dit so baie is nie. Ek het ook gedink, vir my sou ek eerder sê 75% is versekering en die res nie. Maar dit wys net, nê. Ek kan nie glo dat dit so is nie. Daar moet tog 'n manier wees, want daai versekering gaan ook help dat daar beter karre op die pad is in die sin van nie die ou voertuie goed nie, want ek dink baie karre raak onklaar en dan die mense kan dit nommer 1 nie beheer soos dat hulle moet nie en dan is dit ook maar hoekom ons so baie ongeluk het. En 'n mens kom dikwels of kry dikwels te doen met motors op die pad wat nie padwaardig is nie. Dit het ek ook al baie gesien. Het jy al, jy weet, 'n versekeringsmaatskappy gebel om te probeer kyk of jy daai premie net so 'n bietjie kan verlaag? Ek wil nou net sê dis wat 'n ou moet doen, want waar spaar 'n ou? Ek dink die beste is ou moet ten minste 1 keer elke jaar tot 2 jaar moet jy maar deur jou polisse gaan en sê, alright, is my huisinhoud nog dit wat dit moet wees? Het ek van goed ontslaag geraak? Het ek nuwe goed bygekoop? Waar kan ek 'n bietjie kyk om dit te sny? En dieselfde met jou kar. Waardevermindering op die kar, so obviously kan die premie dalk 'n bietjie laer wees. I don't know, so ou moet maar bietjie die admin ding doen. Alhoewel ek ook nie baie, ek hou nie van konfrontasie en ek hou ook nie van admin nie. Ek ook nie. Ek moet vir jou sê ek ook nie en ek dink dit is gewoonlik waar 'n mens dan so 'n bietjie agterloosig is as mense dit so kan stel. Maar ek weet daar is mense wat 'n punt daarvan maak om baie gereeld daai versekeringsmaatskappy te skakel en uit te vind of hulle nie bietjie kan spaar nie. Ek wil nog iets byvoeg en sê, weet wanneer jy mens kyk nou hoe roekeloos mense op die pad bestuur, dan is dit is ook herinnering aan die feit dat jy nie sonder dit kan gaan nie. Ou moet dit definitief doen, maar ek meen dis dieselfde. Ou kan nie sonder versekering sit van enige aard nie, soos met jou voertuig, jou huisinhoud dalk. Jy kan ook nie sonder medies sit nie. Ou het maar hier en daar 'n polisie nodig vir die ou dag en so. So eintlik is dit maar 'n manier ook om te spaar vir my. Jy weet, ek het al met baie ouens gesels as ek glo nie aan die polis en goed nie, maar daar's altyd stories as hulle wil uitbetaal. Ek het dit nog nie ondervind nie, dalk hier en daar nie heeltemal wat 'n ou wil hê nie. Maar ek is nie 'n ou wat daai geld wat ek in my polis of versekering spandeer, een kant aan 'n ander rekening gaan sit of in 'n belegging nie. Tensy tuis my andersins wil adviseer of 'n opinie wil lig. Maar dis maar wat ek dink. Ja. Ek weet nie, sou jy jou geld andersins so gaan spaar om te sê, ag nee wat, in steede van 'n R3000 'n maand voertuig versekeringspremie sal ek dit self gaan spaar. Niemand gaan dit doen nie. Nee, ek dink ook nie dit is 'n wyse besluit nie, behalwe as hy ons anders kan weet, as hy ons kan oortuig dat dit anders moet wees. Dis ons soek hulp, kom gee vir ons raad as daar weer tyd is vir jou om te gaan gesels. Dis dalk enetjie waaroor ons wil gesels. Ja, jy weet, en ek het al baie keer gehoor van mense wat wonder, is dit nou 'n teken van mense wat finansiëel sukkel of is dit mense wat onverantwoordelik is? En ek dink is miskien so 'n 50-50 situasie, want ek dink in sommige gevalle is mense miskien bietjie onverantwoordelik, maar daar's werklik mense wat dit nie kan bekostig. Laat weet ons op die sosiale media platforms, as jy vir ons daar raakloop, gooi daar in die comments of so vir ons ietsie en ons sal graag 'n bietjie hoor wat jy daarvan dink. Intussen wil ek vir jou sê dat jy ingeskakel kan bly, want net hierna is dit tyd vir ons nuutste uitgawe van Op dieselfde bladsy. En dit in samewerking met ons vriende daar by Graffiti Boeke. Nou ons bespreek onder meer Eben Etzebeth se boek Ten Slotte en daar is 'n lekker kykerskompetisie, so jy wil dit nie misloop nie, want daar is 'n kykersvraag wat jy moet beantwoord om boeke ter waarde van meer as R1000 te kan wen. Ons is nou weer terug, bly ingeskakel. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theater of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Dis weer tyd vir op dieselfde bladsy in samewerking met ons vriende van Graffiti Boeke, geleë by die Zambesi Junction in Montana, Pretoria. En Leonie van Rensburg het besluit om vandag weer hier by ons in die ateljee te kom kuier. Leonie, baie welkom. Baie dankie, goeiemôre. Nou baie belangrik, onthou dat jy ook jou bestelling kan plaas en dit sommer aanlyn by graffitibooks.co.za. Maar jy staan ook 'n kans om die boeke wat ons vandag bespreek te wen. En vandag se is meer as R1000 werd, so dit is die moeite werd. Maak seker jy bly ingeskakel vir ons kykersvraag wat jy moet beantwoord en dit deur middel van die WhatsApp nommer wat jy sommer nou dadelik moet neerskryf. Leonie, ons begin vandag op die rugbyveld. Inderdaad, ek het vir ons 3 baie lekker boeke saamgebring. Hulle is almal splinternuut en nog warm van die pers af. Die eerste een waarmee ons gaan begin is Eben Etzebeth se boek met die titel Ten Slotte. Nou ons almal ken vir Eben Etzebeth en hy is tans die speler wat al die meeste toetswedstryde in die Suid-Afrikaanse rugby geskiedenis gespeel het. Op die veld word hierdie ellelange slot se intelligensie, energie en aggressie gevrees, gerespekteer en dikwels nageboots, maar hy bly ongeëwenaard. Hy is ook 'n lid van die senior Springbok leierskapspan en hy speel 'n groot rol in die ongelooflik suksesvolle era wat 2 agtereenvolgende wêreldbekers en die groep se huidige posisie van 2 jaar bo aan die wêreldranglys insluit. In hierdie eerlike en onderhoudende vertelling beskryf Eben van die vernaamste faktore van sy sukses en hoe hy gefokus bly op en van die veld af. Van sy nederige kinderjare in Goodwood, 'n voorstad in Kaapstad, waar niks maklik kom nie, regdeur sy vroeë klaploopbaan tot by sy Suid-Afrikaanse nasionale span, vertel ten slotte die verhaal van 'n merkwaardige sportloopbaan. Nou hierdie boek is ook in Engels beskikbaar met die titel Unlocked. Dit is nou beskikbaar, so hierdie titel Ten Slotte van Eben Etzebeth. Die boek kos R380 en is uitgegee deur Jonathan Ball Publishers. Ek dink dit kan net interessant wees. Ja, die boek doen ontsettend goed op die oomblik en ek dink is daai ideale Kerskous vir pa en boetie en oom en dalk die tantes en energies ook. Absoluut. Wat is die volgende boek? Die volgende boek is deur die gewilde skrywer Sofia Kap. Die titel daarvan is Sterre is vir altyd. Nou hierdie storie handel oor Janie. Sy is die gewone eentjie wat haar eie verjaarsdag wegbreek Parys toe moes reël en toe in elk geval op die lughawe in die steek gelaat is. En dan is daar Max en hy is presies die tipe man vir wie sy geen ooghare het nie. Hy is mooi, macho, sexy en suksesvol en dit laat haar nog meer gewoon voel as wat sy reeds is. Maar Parys is 'n magiese plek waar selfs gewone eentjies romantiek vind. En dan lê Max die stad van liefde se skatte voor haar voete neer en sy kan haar hande oor die tafel uitsteek en hom anker. En al wat sy moet onthou is dat die dae vol wonder en nagte vol passie net 'n sprokie is. Selfs die familieplaas met die Alpe in die agtergrond wat hy met bloedgeld moes koop om die onreg van die verlede reg te stel, is deel daarvan. En as daar nou een eienskap is wat alle sprokies deel, is dit dat hulle tot 'n einde kom. En dit weet ons almal. Gaan sy as sy terugkeer Suid-Afrika toe, dit wat sy vir hom voel met wortel en tak uit haar hart moet ruk,
Of is daar dalk haar verhaal wat beter is as 'n sprokie, een wat in die sterre geskryf is? Sofia is die koningin van liefdesromans. Ja. En sy het gesê hierdie boek het sy regtig net geskryf sodat mense kan lees, geniet en wegkom van alles wat in die wêreld gebeur. So die titel daarvan, Sterre is vir altyd, deur Sofia Kap. Die boek kos R320 en dit is op die oomblik eksklusief beskikbaar by Graffiti Boeke. En ek hou veral van die grootte van hierdie boek, want hy is perfek vir my rugsak wanneer ek reis, jy weet. Presies. En hy's lekker groot gedruk, so as jy nie baie goed kan sien nie, help dit ook baie. Dis 'n pluspunt. Die laaste boek waarby ons vandag gaan ons afsluit vandag met 'n skrywer wat geen bekendstelling nodig het nie, Dion Meyer, se splinternuwe boek Scorpio. En ek wil ook nie eers vreeslik baie daaroor sê nie, want ons weet almal dat Dion Meyer is net 'n boek wat jy vat en lees. Ja. Nou in hierdie boek moet Griesel die saak in Eidasvallei vat. Die een van die private speler vergruis onder die BMW in die motorhuis. Want Cupido ken hierdie slagoffer, dit was sy boesemvriend. En hy sê dis geen ongeluk nie, dis moord, finish en klaar. En hy wil met alle mag deel wees van hierdie ondersoek. En Benny smag na sy kollega se hulp, want elke leidraad lei na nêrens. Maar die probleem is, die kolonel het vir Won op 'n brandstigtingssaak gesit van 'n skaapwagtershut in die berge. En hy, wat uiteindelik ook weer 'n kaptein is, net soos Benny, moet nou sy tyd so mors met hierdie saak. En dan raak 'n woonwa op 'n spogplaas daar naby aan die brand. En die identiteit van die verkoelde liggaam wat die media tot raserny dryf. Sure. En dit is wanneer die poppe begin dans. So Scorpio van Dion Meyer kos R375, uitgegee deur Iman en Rousseau. Dit klink na 'n aangrypende verhaal soos net Dion Meyer kan. En Leonie, weer eens sê ons dat al hierdie boeke beskikbaar is by graffitibooks.co.za. So dalk wil jy sommer 'n aanlyn bestelling plaas. Wat is ons kykersvraag hierdie week? Ons gaan dit baie moeilik maak. Ons gaan vra, wat is die titel van Dion Meyer se nuutste boek? Wat is die titel van Dion Meyer se nuutste boek? Daar het jy dit. Stuur gerus jou antwoord na die WhatsApp-nommer wat nou onderaan jou skerm verskyn. Leonie, baie dankie. Is 'n groot plesier, baie dankie. Nou ja, Pieter, dit is omtrent 'n paar boeke wat ek self sal wil hê, al 3 van hulle. Gaan jy deelneem? Jy mag nie. Ja, wat is die titel van die boek? Skrumba. O nee. Hoorie, maar dit lyk altyd vir my so lekker en ek moet vir jou sê, met die digitale era, en ek het al baie mense gesien op lughawens en goed, wat op hulle tablette boek lees. Ek hou daarvan. Vir my is die lekkerste bederf om by 'n boekwinkel in te stap en ek wil nie gaan koop 3 dae voordat ek op die lughawe is nie. Ek koop hom by die lughawe, want dan snif ek nou lekker daar rond en dis dan die boek waarvan ek hou. Ek sal nie daai kans vat nie, want ek is bang ek vind nie die boek wat ek dan nou graag wil hê daar op die lughawe nie, maar ek stem saam met jou. Ek hou nie van 'n tablet of 'n wat is dit nou weer, Kindle? 'n Kindle. Ek hou van die boek in my hand, die bladsye. Kan ons nie so insetsel begin wat musiek aanbetref nie, dan vat ons weer kompakskywe, CD's, langspeelplate en ons voel hulle en ons sit 'n langspeelplaat speler hier neer en ons speel hom. Eerder as ons 'n knoppie druk op die tablet. Weet jy wat, dit klink vir my na 'n uitstekende idee, so kom ons doen dit, kom ons doen dit. Baie dankie vir jou boeke insetsel, bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir sport, of soos wat my tong nou al geknop het vanoggend, sports, saam met Arnold Gerrits. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Enjoy these fantastic payday savings at Clicks until the 10th of November. Buy Clicks 2-ply toilet paper, 18 rolls, 2 for $99.99 per pack. Get Clicks Made for Baby Dry Protect Disposable Nappies Jumbo Pack, 2 for R175 per pack. And
by Nivea Aerosol 150 mils, 2 for R72. Clicks, feel good, pay less. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Welkom terug en nou is dit tyd vir jou sport saam met ons vriend die legende Arnold Geerts wat al reg oor die wêreld was met enige sportgebeurtenis van kegelbal tot volleybal, rugby, tennis. Moenie veerpyltjies en padel. Nou Arnold vandag. Dit het so mooi geklink tot daar. Jy sien. Môre Pieter. Ek moet daarom net vir jou sê, nee, kyk dis nou die 30ste Oktober. Ja. 1974, kan jy die jaar onthou? Ek kan. Wat 'n ongelooflike jaar. En hoekom sê jy dit vir my? It was the rumble in the jungle. George Foreman en Muhammad Ali. En wie het gewen? George Foreman, verskoon my, Muhammad Ali met 'n uitklop hou in die 8ste ronde as ek reg onthou en ek onthou dit verskriklik goed want ek was heeltemal boekbeteterd. Boks was my ding. Ja. En ek het 'n plakboek, ek wil hom eintlik vir ons bring. Ek kon hom nie kry nie. Ek het 'n plakboek by die huis met van daai foto's by. Dit was en natuurlik die fliek het die term Bomaye Ali baie bekend gemaak want as Ali gaan hardloop het hy 'n goeie 8-10 kilos elke oggend gaan hardloop, dan die mense in die pad daar vir hom geskree Bomaye Ali en dit beteken maak hom dood, glo dit of nie. Dis hoeveel hy het ongelooflike lot fans gehad daar. Pragtige stukkie geskiedenis. Ja, kan jy glo. Waaroor gesels ons alles vandag. Hier's geskiedenis. Laura Wolfhard se golf meesterklas en natuurlik Marizaan Kap se 5 paadjies het Suid-Afrika na al eerste wêreldbeker eindstryd geneem met 'n oorwinning van 125 lopies. En as jy kyk hoe Laura gekolf het, dit was asemrowend. Dit was eerlikwaar een van die beste. Ek stem. En ek sluit mans in. Hierdie was een van die beste beurte in Suid-Afrikaanse cricket. Gevra om toe nou om eerste te kolf 169 in die eerste halfeindronde in Guwahati. 319 vir 7 het Suid-Afrika toe nou 50 balbeurte gemaak en toe Laura eers wegtrek, toe sy eers begin 6 slaan, soos daai editjie byvoorbeeld. Ek meen, die bal het meer lugtyd opgehad as meeste vliegtye. So ek beloof jou nou, dit was wonderlik om te sien. Ek het hierdie hele beurt gesit en kyk. En die Engelse kon net nie pas hou nie. Dit sou 'n rekordjaag tog gewees het en op die ou einde weer eens Kap se 5-tal paadjies. Dit kon nie beter gewees het nie, Pieter, om eerlik te wees. As 'n ou vat hoe ons gevoel het maandag. Ja. So. En skielik maar wys jy ook net nie. So Suid-Afrika pak dan nou Sondag die wenner van die tweede halfeindstryd tussen Australië en Indië vir die titel. En hierdie is eerlikwaar so nou het hulle werklik waar amper die kersie op die koek gesit en selfs al werk dit nie uit in die eindstryd nie en ek sê nie dit gaan nie so gebeur nie. Hierdie is dis alreeds geskiedenis vir ons. Amos, asseblief, moet nou nie weer so maak nie. Gaan op. Nee, ek is seker. Nee, ek is seker. As ons net beklei vir die titel. Dis al. Ons moet net beklei. Ek gee nie om as ons verloor met 2 of 3 paadjies of 4 of 5 lopies nie. Ons moet net hard beklei. En niks so lekker soos daai tipe cricket nie, net daai formaat. Dit is en Pieter, ek dink daarbey saam 'n mens moet verstaan wat doen dit vir die jong meisies en vroue wat daarna kyk en sê, wel as Marizaan Kap dit kan doen of as Laura dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. En dis die wonder daarvan. Ek dink 'n paar jong manne ook hoor. Ja, verseker. Nee, jy's reg. Jy's heeltemal reg. Mense dink nie altyd so nie. En dan ek dink hierdie is 'n eerlike hanteerfout van die Verenigde Rugby Kampioenskap. So Bulle en Jan Hendrik Wessels sê toe nou uiteindelik, jy sal onthou, 2 weke terug was daar hierdie aantuiging dat hy 'n speler op 'n onbetaamlike plek in die loskrum gegryp het. Hier is prentjies daarvan en daar is absoluut geen bewyse nie
Op video het jy van al die verskillende hoeke gekyk hierna, daar is geen bewys nie. Nee, wat? Die dissiplinêre het toe nou gevind dat hy vertel nie die waarheid nie en dat sy opponent die waarheid vertel en op die ou einde is hy 9 weke gegee. Daar was 'n tweede verhoor daarna nadat daar appel aangeteken is en gister het die komitee toe nou besluit onder die leierskap van Skotland se Rodney McLeod, Achille Reali van Italië en Robert Milligan van Skotland. Die tugverhoor is toe nou en die bulle het gevra dat die tugverhoor so gebeur, 'n novo tugverhoor, sodat dit heeltemal van vooraf gebeur. Die komitee het besluit dit gaan nie so uitwerk nie en hulle toe nou besluit hulle sal net 1 week daarvan afhaal. Jy het 'n baie gevaarlike presedent wat jy nou geskep het, want daar is geen bewys hiervan nie. Ons kan net teruggaan na Bongi en Benambi se witkant storie, want daar was nie bewyse daarvan nie, en daarom het niks verder daarvan gekom nie. Nou moet jy jouself afvra, en ek wil regtig, dis 'n goeie vraag, is dit omdat hy 'n springbok sou wees en moeilik sou wees oor hierdie volgende 4 weke se speel, en daarbey saam, jy weet self, dit kos 'n paar rand. Nee, dit is 'n baie duur. Dit gaan om, Jan Hendrik, dit gaan om R1 miljoen plus kos oor die volgende 4 weke wat hy verloor omdat hy nie kan speel nie. Dis regtig aanvaar. En daar's jy het nou die regter gesê, dit is nie regverdig nie. Dis nie hoe dit behoort te wees nie. Hierdie proses het aangeneem dat hy skuldig is voordat hy selfs by die dissiplinêr opgedaag het. Proses het natuurlik 'n klomp verskillende mense. Wil jy vir my sê dat almal van hulle dieselfde gevoel het? Belaglik. Is dit nou 'n conspiracy? Ja. Laastens Pieter, kyk na hierdie prentjies, dan sê jy vir my of jy na hierdie stadion toe sou gaan. Ek dink hierdie is nie waar nie. Ek dink dit is 'n hoax, maar Saudi-Arabië praat van die feit dat hulle 'n 45,000 toeskouer stadion wil bou hoog bo in die lug. Nou wil ek jou vra, dink jy eerstens die huisbakke sal alles kan hanteer en tweedens, ek wonder of ons ingenieurs het wat ons kan sê of daai ding sal kan hou. Of dit regtig so sal kan wees, nee, want ek meen hoe sterk moet die struktuur wees en dan moet jy nou nog liggaamsgewig in ag neem. Ja. Jy moet aan die kroon en die snoepies en alles dink vir die verversing, so daai gewig in ag te neem. En dan veiligheidsmaatreëls wat daarmee saamgaan. Hoe hanteer jy daai ding? Maar wag, ons het vroeër gesels oor daai bungee sonder 'n kord, so hulle gaan net seker net omsit. Jy spring net uit met jou kord en dan sit jy daaronder. Sorted. Dit lyk fantasties. Dit lyk baie mooi. Sal jy gaan as hulle hom oopmaak? Ek sal. Ja, maar ek sal sorg dat ek baie naby aan 'n exit sit. Die groot ding is daarbey saam, ek haat om hierdie eers te sê, maar wat van terrorisme, wat van nog 'n vliegtuig wat hom kan invlieg? Dis die ander ding. So. Maar baie dankie, lekker sport en ook 'n paar dingetjies wat voor lê vir die naweek aan betref, is weer Springbok rugby. Ja, ek sien verskriklik uit na Japan. Eddie Jones, we coming for you mate, we coming, all right? Yeah. Byt vas. Is jy dan bang? Edda. Gooi hom Pieter. Dan luister, ek het nog 'n interessante nuus hierso. Get ready, Jose! Dit gaan 'n baie lekker editjie wees. Discovery Vitality and Nando's are bringing the heat with the first ever Vitality Chicken Run. It's happening on Saturday, the 8th of November from 5 p.m. right in the heart of Johannesburg, and today is the last day to enter. Whether you're a pro or a first-time fun runner, take on 5 or 10 kilometers through the city's iconic streets from Constitution Hill to Nelson Mandela Bridge. And the best part, for every runner who finish, a meal is donated to a child in the Lawrenceville community. Fitness, flavor and doing good. Jy is nou al 'n pro, ek's 'n probeer. Dalk sien ons mekaar daar. Probeer, ek hou daarvan. Ek sien jou. Wat is 'n lekker editjie. Moenie weggaan nie, net hierna gesels met Lorraine Olivier van The Style and Makeup Effect met 'n paar lekker wenke oor liggaamsboue. Moenie weggaan nie. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Liggaamspositiwiteit behels meer as om jou lyf te aanvaar, dit gaan daaroor om jou lyf te verstaan. So vandag gesels ek met ons stylis Lorraine Olivier oor watter style vleiend vir verskillende liggaamssoorte is. Lorraine, dis altyd 'n voorreg om met jou te gesels, want sy is ook verantwoordelik vir hoe ons lyk elke oggend, so hartlik welkom terug. Baie dankie Elsa. Goed, so kom ons begin net by die konsep van liggaamspositiwiteit. Ja, ek dink jy het dit mooi opgesom. Ek dink as 'n mens praat oor liggaamspositiwiteit, daar is nie 'n perfekte liggaam nie. So ek dink elke liggaam is perfek vir jou. En as jy weet hoe om hom aan te trek en jy weet hoe jy verstaan hom beter as dat jy hom net aanvaar, ek dink dan sit jy met 'n styl geheim wat jy tot jou voordeel kan gebruik. Goed, so dit gaan oor hoe jy gebou is en watter liggaamssoort jy dan nou het. So kom ons gaan net miskien deur die verskillende soorte en hoe 'n mens moet aantrek. Okay, daar is eintlik 9 liggaamsvorms, maar ek het net 5 opgesom vir vandag. Ja. So, as ons kyk na die appellyfie, dan kan ons sien 'n appel is rond. So dit is wanneer jou maag die grootste of jou middellyf is die grootste deel van jou liggaam. So ons kyk altyd na 3 items op jou lyf. Jy kyk na jou skouers, jou middellyf en jou heupe. Ja. So wanneer jou maag die grootste deel is, dan het jy 'n appel en dan moet jy ook reg aantrek vir daai appel. 'n Appellyfie is natuurlik, hulle hou van sag en vleiende materiale en teksture en dan ook bly by jou lang jassies en iets soos 'n kimono of so iets om daai elongation te veroorsaak. Bly weg van kort baadjies af byvoorbeeld. Ja. As jy kyk na 'n peer is 'n liggaamsbou. Ons heupe is die grootste deel van ons liggaam en daar moet jy nou weer goed soos valle en plooie op jou heupe vermy en fokus eerder op jou skouers en bring al die aandag na jou skouers toe en soos V-nek, halsies en sulke goedjies. Dan die derde een is die eerglas. En die eerglas, almal dink altyd dis die mees perfekte liggaamsbou. Dis nie noodwendig perfek nie, maar hy is die mees gebalanseerde liggaamsbou. So met hom beteken dit jou middellyfie is lekker klein, maar alles jou heupe en jou skouers is in vergelyking met mekaar. En dan met hom moet jy jy moet altyd jou middeltjie beklemtoon, want jy het 'n mooi middeltjie. So dra lekker beltjies en doen soos wat jy bo doen met jou onder doen, so jy moet altyd gebalanseerd wees.
klink vir my na die maklikste van almal. Dit is eintlik die moeilikste want jy moet balans hou. So jy kan nie iets met groot moue doen en onder net doen nie. So jy moet altyd jou balans hou met hom. So is daar nog een waarby ons moet uitkom. Daar is 'n reghuk. Ja. 'n Reghuk is basies jou alles is in lyn, jou skouers, jou middellyf en jou heupe is alles in lyn. En met hom moet jy ook weer belde doen, so jy moet lekker jou middellyfie beklemtoon. En dan die laaste enetjie is 'n inverted triangle. Ja. So 'n inverted triangle is wanneer jou skouers die grootste deel is van jou liggaam. Daar moet jy byvoorbeeld skouerkussings vermy, jy moet groot moue vermy en daar moet jy nou weer eerder soos broeke, baggy broeke dra en broeke met plooitjies en valle rompe en sulke goedjies. Dit voel vir my of ek in elke kategorie kan wees, want ek weet nie. Ek weet nie. Maar kom ons laat dit daar. Hoekom is dit so belangrik? Want ek kan nogal dink dat jy weet daai styl 'n direkte impak ook op jou selfvertroue het. Ja. So as jy weet hoe om aan te trek, as jy goed lyk, dan voel jy goed. So ek dink dit gee vir jou selfvertroue net om te weet hoe om aan te trek sodat jy kan weet jy het daai selfvertroue en dat jy jou dag kan aanpak met selfvertroue. Vir diegene wat miskien nou ingeskakel is en sê maar ek weet nie eintlik ek luister na wat jy sê maar ek kan dit steeds nie lekker sien nie. Is dit iets wat maklik is om te bepaal of moet 'n mens by 'n kundige uitkom soos jy byvoorbeeld nou om dit vir jou te kan sê? Also, ek dink elke persoon moet homself daai vergunning doen om een keer in sy lewe by 'n voorkomskonsultant uit te kom om te weet. So ons doen nie net ons sê vir jou wat jou liggaamsbou en daar gaan jy nie. Ons pas jou regtig toe. Ons het ook toepassings wat jy kan op jou foon aflaai waar dan alles is op daai toepassing. Wat jy moet vermy, jou spesifieke liggaamsbou is daarop en dan ook wat se klere jy moet dra en wat se styl jy is. So dit gaan nie net oor jou liggaamsbou nie, dit gaan oor kleur, maar ons wil ook hê jy dit moet by jou persoonlikheid pas. Ja. En dit is maklik bekombaar. Ek meen jy kan ewen 'n online konsultasie doen. En ek dink dit is waarom ek mense sou aanbeveel om by jou uit te kom. Ons het 'n paar sekondes ook oor, maar is daar 'n laaste gedagte of 'n wenk van jou kant af wat jy wil deel? As jy jou liggaamsbou wil verander, kom in die gym. Okay. Maar ek dink gebruik jou liggaamsbou tot jou voordeel en weet net hoe om aan te trek en verstaan hom. Goed, so verander of maak vrede. Jy weet, it's up to you. Dit is wat ek gaan sê, Lorraine, baie dankie. En ek sou haar werklik ten sterkste aanbeveel. So, indien jy by so 'n konsultant moet uitkom, maak gerus kontak met Lorraine. Sy is daar op sosiale media platforms. En as jy sukkel om haar aan die hande te gaan kry, gaan kyk net na ons en want ons verwys gereeld na haar op ons sosiale media platforms. Nou ja, nou na die lokprent van 'n splinternuwe reeks wat binnekort op Via te sien is. Suid-Afrikaanse landbou lê diep gesaai in familieboerdery. Kom saam met my Pieter Pens en ontdek die stories, geskiedenis en families agter die plaashek. My werk in Suid-Afrika is om tuinmaak fashionable te maak. Instagrammable. En waarvoor is dit nou vir good luck? Sodat Ek was toe bitter klein nog met die osse maar. Erfenis in die grond begin maandag aand 3 November om 8:00 net op Via in trotse samewerking met Laveld Agrochem. Erfenis in die grond is 'n reis deur Suid-Afrika se mooiste familieplase waar trots, tradisie en erfenis diep in die grond lê. Dit begin maandag die 3de November om 8:00 net hier op Via en ek gesels nou met die aanbieder daarvan, Pieter Pens. Pieter, goeiemôre. Goeiemôre, good morning. Ek en jy staan so tong in die kies want nou weet ek nie is ek 'n reghoekige appel of 'n omgekeerde peer na Ek het meer gedink soos 'n aartappel. Jy weet. Gepraat van aartappel in die plase. Vertel net gou vir my hierdie reeks, waar en hoe dit begin. Jy weet, een van die vervaardigers Gerry het hierdie idee gehad terwyl hy geskiet het op 'n plaas daarso in die Kaap en toe het hy die historiese huis gesien. Toe dink as hierdie huis moet praat, watter stories kan dit vertel? Jy weet al daai mooi familieportrette. En toe kontak my en sê my sien jy lus om saam met ons iets te doen hè. En Silo Produksies het ons hierdie ongelooflike mooi program gegaan. Ons praat van die storie agter die plaas en die mense daarvan.
En wat kan 'n mens verwag in 'n episode? Jy weet, in elkeen van hierdie pragtige episodes. Ek kan net dink hoe idyllies is dit om dit te beleef. So, ja, ons het 6 ongelooflike plase besoek, Pieter, en ja, behalwe vir die mooiste landskappe, is dit ook die mense, jy weet, en ons kook saam met hulle en maak van koeke tot koekies en luister na die stories van die mense wat daar was en die volgende generasies. Ongelooflik van hierdie plase wat van die klein laities wat al daar rond paar jaar buite en ook graag eendag wil boer en selfs in hulle erfenis voortwerk. So dis ongelooflik. Ek kan net dink. En syne dat jy ook ons 'n generasie boer is, julle eie plaas, groot pos. Groot pos, ja. Hy verskyn ook en dit was seker vir jou amazing. Dit was spesiaal maar moeilik, né? En dit was moeilik want nou is jy aanbieder, maar jy's ook terug by jou huis, jy weet. So dan dubbele rol om daar te vertolk, maar dit was erg spesiaal geweest en weet ons het oral meer as 6000 km afgelê. My rug is nog besig om na die tyd te recover van dit, maar en toe af te eindig by ons plaas, dit was erg spesiaal. Ja. En nadat jy nou al hierdie mense se stories en erfenis kon deel, ook ekstra spesiaal om julle as eie familiesin te kon deel. Ja, dit was. Ek dink dit is so 'n mooi storie en ek dink die program gee hoop vir landbou in Suid-Afrika en familieboerdery. En ons wil regtig waar die mooi van familieboerdery gaan wys, want landbou in Suid-Afrika is ongelooflik onderdruk en jy weet, baie mense gaan oor see of wil nie boer nie. Ja. En hierdie storie wys regtig waar die mooi daarvan. Vir jou wat 'n 4de generasie boer is, nê? Jy het ook seker in hierdie reeks net weer eens besef, die uitdagings is anderste as wat boere soveel generasies terug ondervind het. Of is dit maar eintlik dieselfde? Ja, dis sê mos Pieter, hoe meer goed verander, hoe meer bly dieselfde. Ek dink dit die probleme kom net aan 'n ander gedaante voor. Maar die goed waarmee ouens destyds gesukkel het, sukkel ons vandag net weer. Hierdie keer doen ons dit via app, waar hulle destyds met die telegramme gewerk. Hoorie, maar ek kan net dink dit is so lekker. Dink jy het 'n ou net weer opnuut 'n waardering gekry vir hierdie pragtige erfenis wat boere en plase aanbetref? Ja, ek dink jy het besef net weer eens dat boerdery is passie gedrewe. Jy sien daar vir enigiets anders behalwe vir die passie en liefde vir landbou nie. En dat mense wat volhard, dis mense wat deur uitdagings gaan, maar vooruit gaan en regte verskil wil maak daar buite in ons land. En ek dink daai is wat vir my soveel hoop gee dat hulle elke oggend opstaan en hulle bes te gee. Hoorie, en hierdie reeks lyk na 'n perfekte mengsel van geskiedenis en persoonlike stories, nê? So is daar stories wat jou in kort net besonder geraak het? Ja, daar's baie stories, nê. Goed wat daar gebeur het op die plaas, jy weet, van oorloë. Ons het daar op een plaas was daar oorlog gewees en een van die soldate is daar begrawe, families wie se huise afgebrand het. Maar families wat weer opgestaan het, nê, en wat klein begin het, vandag is hulle groot boere, mense wat self hulle huise gebou het en yes, dit is mooi as jy daai, weet hulle het ons toegelaat in daai areas. Dis areas wat jy nie as die publiek nou nie noodwendig kan ingaan nie. So daai was baie spesiaal en weer eens ek dink dit is ongelooflik om te sien hoe mense as familie saamtrek. En nie net families nie, maar die mense wat op die plaas werk ook, wat ook vir 'n generasie sal daar werk en soveel trots het in wat hulle doen. Luister, dis een ding, ons wil altyd na 'n ander land toe gaan om hulle geskiedenis te gaan beleef, maar dit is soveel lekkerder as jy op jou eie grond en in jou eie omgewing so deel kan wees van hierdie erfenis en geskiedenis, né? Verseker, lekker diep in ons eie landbougeskiedenis in die grond. Right, so eerskomende maandag as ek reg is. 8:00 die aand, ja. Ons kan nie wag nie, Pieter, en baie dankie vir die mooi wat julle bymekaar gesit het en ons sien uit daarna, né? Dankie Pieter, was lekker. So dit is nou jou kans om te sê hom sommer hier in hierdie kamera in. Wanneer is dit? En die naam van die reeks en die gatos. Die gatos. So kyk saam met ons maandag aand 8:00 hier op Via Kanaal 147 Erfenis in die Grond. Jy wil dit nie misloop nie. En dis hoe jy jou maandag gaan begin. 6:00 in die oggend saam met ons en dan sluit jy hom op 'n maandag aand 8:00 af net op Via. Bly ingeskakel want hierna toer ons loer ons in by 'n wonderlike organisasie wat gesinne in Pretoria Wes ondersteun en ons bespreek ook Movember. Hier kom nog 'n paar lekker dingetjies. Moenie weggaan nie. Dis goeiemôre, good morning. En is dit reënerig daar aan jou kant? At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom
Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodger.co.za, quote online in under 3 minutes. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Eleos is 'n Griekse woord wat beteken genade in aksie. Een van die nuwensgewende organisasie se projekte, die Agape projek, fokus daarop om ouer vroue van die gemeenskap hier in die weste van Pretoria te bemagtig en ons het kom kuier. Elise Visser was vir 30 jaar in die polisiediens en het daarna besluit om 'n sielkundige rigting in te slaan om 'n verskil in mense se lewens te maak. Sy het 9 jaar gelede by Eleos betrokke geraak en dien vandag as geregistreerde beraader, sowel as projekleier by die organisasie. Agape projek kom eintlik al so lank saam met Eleos. Dis 'n projek vir senior dames van 50 jaar en boontoe, waar ons regtig poog om hulle emosioneel, fisies en geestelik op te bou, te versterk en hulle toe te rus vir die uitdagings van hierdie nuwe lewensfase. Ek is op 'n maandag en 'n dinsdag is ek by Eleos betrokke vir terapie, maar op 'n woensdagoggend is dit my voorreg om regtig met die dames se pad te stap en om aanbiedings te doen en om na hulle harte te luister en hulle op soveel vlakke by te staan, te onderskraag en te bemoedig. En dis vir my 'n ongelooflike lekker ervaring om dit te kan doen. Ek dink die projek dien tot 'n baie groot mate om hulle op te bou, maar ek dink baie keer is dit ek wat opgebou word deur hulle. Op 'n Woensdag as hulle hier uitstap, is ek baie meer geseënd as hulle en die liefde en die omgee saam met hulle te deel. En om 'n kykie in hulle harte en in hulle lewens en ook met hulle lief en leed saam met dit te kan deurgaan en vir hulle iewers iets te gee waaraan hulle kan vashou. Jan Geyser is 'n geestelike leier en lidmaat van Moreletta Park gemeente. Hy het 26 jaar gelede besluit om terug te gee aan die gemeenskap en lewer vandag 'n daadwerklike bydrae tot die Eleos Agape projek. Nou na 26 jaar is nog steeds geestelike leier. Ons doen nog Bybelstudies en dis waarmee ons nog steeds betrokke is. My gunsteling Bybelvers in die Bybel is soek eers die koninkryk van God en sy wil en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En ek het net besef dat dis koninkrykswerk om die koninkryk van God uit te brei. En dit is my intensie elke keer as ek kom om 'n Bybelstudie
te hou, maak ek altyd seker dat elke mens met wie ek te doen kry, is 'n kind van God. En dit is vir my nogal belangrik om met hulle te gesels en met die struikelblokke in die lewe te kan saamlewe en insette te gee om dit vir hulle makliker en meer aanvaarbaar te maak om ook swaar te kry in die lewe. En dit is vir my nogal lekker om dit te kan regkry. Dis duidelik dat die projek 'n reuse verskil in die vroue wat deel daarvan is, se lewens maak. Dit bou ons geestelik en vleeslik hierso. Ons ontvang baie aan beide kante. Ons leer baie. Ons Bybelstudie gereeld en ons ontvang baie en ons leer baie daaruit en ons groei baie daaruit. Ek is maklik oor die 20 jaar hierso. My kinders en my kleinkinders was nog klein toe ek hier begin kom het en deur die jare het ons baie gehelp. Hulle het my kind deur universiteit gesit. Ons staan by mekaar. Deur middel van hulle het my kind sy eie besigheid begin. Deur middel van dit het hy 'n graad gekry. Hierdie Akapai groep, hierdie Elios, dit maak van mens 'n wonderlike verligting wat 'n mens gee. Dit is om die Here te dien saam met Akapai mense. Elios is 'n wonderlike voorbeeld van hierdie Christelike waardes. Mag die goeie werk wat julle doen net van krag tot krag gaan. Inspirasie op sy beste. Baie dankie Elios. Nou ja, hierdie tyd van die jaar is 'n tyd wanneer al die manne reg oor die wêreld snorre groei. November is snormaand en dit alles ter bewusmaking rondom testikulêre kanker, prostaatkanker en mans se geestesgesondheid. Ek gesels nou met Garen Gisel, hoof van Brovember. So Garen, should I say good morning bro? Welcome to Goeiemôre, good morning. Absolutely, Peter. Yeah, definitely getting excited. You know, the campaign's about to kick off for 2025 and the campaign theme for this year is Made in Mzansi. So it truly is about South African men. So just in short, what exactly is Brovember and why is it such a vital movement for men in South Africa? So, you know, we're all aware of Movember and what the moustache has done to raise awareness around men's health issues. And I was personally involved with Movember in South Africa until its withdrawal in 2021. But the plight of men's health in this country, you know, prostate cancer is now the most prevalent cancer that's now there. Last year there was the case, you know, at Charlotte Macquarie Hospital, where there were 2,000 men that couldn't get access to prostate cancer treatment. So prostate cancer is one of the key reasons why Brovember exists, but also the rate of men's suicide and men's health, men's mental health in South Africa is one of the pivotal reasons. The statistics, you know, we lead so many things globally, you know, whether it's in sport, but unfortunately in men's mental health and suicide and depression, we're also ranked right at the top. So listen, what is the best way of people to get involved with Brovember, seeing that it's so uniquely South African? Absolutely, you know, and that's the beauty about it being a truly South African campaign for South Africans by South Africans. And the most important thing is to head to brovember.co.za. You can sign up either as a Mo-bro or rather a bro or a sister. And you can get your company involved. There's quite a few companies that I'm engaging with. There's a lot of talks that we're hosting over the month of Brovember. Sharing and spreading that information, awareness is key. The communities that are supporting us as well, the guys from Roundtable, I know you guys have got a good relationship with them, but it's important to get that conversation going. You know, awareness and education is key. But naturally, by signing up with Brovember, we can give you all that information. You participate. You can determine if you're going to grow a moustache for the 30 days, if you're going to move for the 80 minutes, which represents the 80 minutes that every time we lose a man to suicide in South Africa, or you can simply donate or support someone that's participating in the campaign. So there's plenty of ways to support. We've got a lot of teams that's joined up for the year, and the excitement is really brewing ahead of Saturday when we kick it off. So I see the both of us are cleanly shaved. Is that actually you telling me, okay, bro, you better be in and start growing your moustache for the next 30 days? Just to make sure that people are also aware that I'm supporting Brovember. Yeah, absolutely. I think you've laid down that challenge. Let's see what it's going to look like. But I think you'd look good with a moustache. Maybe a bit peppery with some grey hairs in it, but there's nothing wrong with that.
Thank you for that. You've mentioned something about the 80 minutes or 80 kilometers. Obviously, in short, I quickly heard that you said there's something happening every 80 minutes in South Africa with men in South Africa? Correct. You look at the statistics. So one man dies every year on average 80 minutes in South Africa, average of 17 suicides per day. 4 out of every 5 suicides of that in South Africa are men. So to bring awareness to it and because of that research that was released from Western Australian University, which mentioned the relevance of exercise, moderate exercise is more impactful for mild depression than even antidepressants. Now, certainly not suggesting that if you're on an antidepressant to go off it and start exercising, but it just highlights the relevance of being active and to participate and to raise funds and also to make a difference, to start that conversation. We've got those amazing walks that have started around the country with our friends at Bonafide. They've got the recharge walks that are happening. We're kicking off the Cape Town walk this Friday, but there's just a community of men that get together every Friday morning and Friday afternoon to get away and to recharge and have those conversations, just to create that support that men are lacking. So to your question about the 80, whether it's 80 steps of flights, stairs a day, whether it's 80 steps, whether it's 80 kilometers over the month, you can choose how you're going to support and move for men's health or mental health. That sounds so exciting. I mean, obviously now we can start with the moustache, and then there's the men's Move for Mental Health Challenge with the 80 because of what you just said. So a quick question as well, as the founder of the Men's Foundation, what sparked this for you? So for me, I'm a social entrepreneur and I've been involved in various different projects, and I'm also excited that next year we're going to relaunch Red Nose Day in South Africa. But it's been my personal experience with the things that I've witnessed when, my friends and the conversations that I have, and even my own personal mental health challenges and journey that I've gone through. Those conversations that you have with men that are suffering, you just know that you need to do something to make a difference. And this is just me applying what I know, what my experience is to bring awareness to a cause, invest into the programs. And obviously for me, important thing is to ensure the outcomes, to measure the impact and determine how we can make a difference. Karen, and there's a lot of men that does not want to speak about their mental health, or they think that they are fine and they are okay. But I mean, obviously it's good to talk with somebody else and to see whether you have a problem, how big the problem is, and whether you can help yourself or get help. Well, that's the most important thing. It's that stigma that we struggle with, that isolation, that men seem to think that they're going through it alone. And one of the key things about recognizing when there are other men putting their hands up and saying, hey, I've gone through some challenges or I'm going through something, it allows other men to realize that, it doesn't demasculinate you. It doesn't mean you're less of a man to acknowledge your vulnerability and to say, I need help and I just need that support or a conversation. And we as men are very action driven. That's why the recharge walks are so key. You see that if somebody has a flat tire on the side of the road, we want to be of service, we want to get stuck in. And that's exactly it. Shoulder to shoulder conversations that we as men have when we're standing around the braai, it's the type of thing that we'll do to just let the other friends or brothers or other men that are around us understand that they're not alone in this journey. And that's the first step in being able to connect them to the support services that they need. Training up the relevant mental health professionals so that men can get access and have those conversations. Fabulous. In 10 or 15 seconds, what is the simplest way to get involved? Yep, that's straightforward. Head to brovember.co.za. Whether you're a bro or a sister, you don't have to grow a moustache if you're a sister, but you can support the men in your life, your fathers, your husbands, your partners, your sons, so it's such a relevant conversation. But if you're a bro... Thank you so much, Garen. Much appreciated, and we'll talk again soon. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. As ek vir appel in een woord kan opsom,
legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Enjoy these fantastic payday savings at Clicks until the 10th of November. Buy Clicks 2-ply toilet paper, 18 rolls, 2 for $99.99 per pack. Get Clicks Made for Baby Dry Protect Disposable Nappies Jumbo Pack, 2 for R175 per pack. And buy Nivea Aerosol 150 mils, 2 for R72. Clicks, feel good, pay less. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Barry van Zyl is 'n bekende tromspeler wat al vir groot name soos Johnny Clegg, Annie Lennox, Peter Gabriel en Die Antwoord gespeel het. Dr. Chris Dalton is 'n mede-professor in bestuursleer by Henley Business School. Wat het die twee manne in gemeen? Wel, hulle het saamgeskryf aan Finding Your Groove, Resonant Leadership in a Disconnected World. En Barry sluit nou by ons aan. Goeiemôre, good morning Barry, and thank you so much for joining us. Good morning, Elsa, and lovely to be here. Thanks for having me. Now, Barry, you went from drumming with Johnny Clegg to an MBA at Henley. How did that leap from arts to business happen? Well, it's a good question, and I guess it looks like it's a big stretch, a big leap, but for me it was a natural progression. I toured internationally with a variety of artists for over 30 years, including 21 years with Johnny. And all of that taught me lessons about teamwork and leadership and navigating complexity, I guess. And these are lessons that show up in every business. So after decades of touring, I really wanted to understand these dynamics more deeply. And so that led me to do an MBA at Henley Business School. I now teach on the MBA and I'm doing my doctorate, all still with the same institution. So in a way, I just changed instruments really, from drum performance to classroom performance. I kind of like to think of that as changing from a shift from the business of rhythm to the rhythm of business. Well, that's an interesting way of putting it. But Chris mentored you during your MBA. Was there a moment when music and leadership clicked together for you? Yeah, there was a sort of inflection point during probably midway through my MBA, and I realized that what makes a great band or a great group of musicians groove, the sense of being in flow, is exactly what makes a great organization successful. It's about
taking time to listen with fully engaged energy and, of course, real clarity of purpose. And so Chris, in a sort of an overarching way, helped me see that groove, this musical phenomenon, is much bigger than that. It's actually a framework for leadership and for connectivity. And that was the spark that led to this collaboration and eventually the book. Well, the book is written as a series of conversations. So why did you decide to use this specific writing style? I wish I could say it was a clear strategy, but actually, I guess the core of it is that groove's about dialogue. It's not a monologue, and so leadership, like music, happens in a relationship between people. And Chris and I wanted the reader to feel that kind of conversation, not just a lecture. And so the back and forth structure of the book mirrors what happens in, say, a jazz trio when they're trading eighths or trading fours, which is a conversational style of improvising, of soloing. And what occurred to us is this is actually the way we teach on the MBA, through story and reflection and shared learning. So eventually it made sense for us to construct the book in that way. Mm-hmm. But I have to ask, how did you go about translating a drummer's groove into something a CEO can actually understand? Yes, good point. Well, we grounded it in science and experience. It's my lived experience, and then Chris brings the sort of academic, scientific lens to the writing. And groove's what happens between members of a band. It's not just a drummer. And the state of groove has deep roots in physics and neuroscience, and I guess all talking to embodied human behavior. And CEOs understand this. They understand flow states. They understand peak performance. They understand team alignment. And groove sort of captures all of this. So we took what I'd lived in elite performance and we combined it with leadership theory, and then we found a common language, kind of a bridge between the concert stage and the boardroom in a way. And who do you think will benefit from reading this book? Anyone who reads or teaches or collaborates. The book's really for anybody that's feeling disconnected in a increasingly noisy and fast world. So in essence, it's about raising awareness of yourself, of others, and how you work in your environment. And I think the book's really meant to trigger curiosity. Each chapter concludes with a few questions for the reader. So it's kind of aiming at the art of the good question. And of course, good questions lead to better actions. Absolutely. Where can we find this book and get more information? Also, it's on Amazon. And the publisher is Routledge, which is a UK academic publisher. So you could source it from the Routledge website. It's in good bookstores and it's on Amazon. Barry, thank you so much. Nou daar het jy dit, maak seker jy kry daai boek in die hande en maak ook seker jy gaan maak 'n draai op ons YouTube kanaal indien jy weer na enige van ons interessante gesprekke wil gaan kyk en wil gaan luister. En soos ek altyd sê, jy weet, soos wat jy dalk dan nou besig is jy ook baie welkom om ons op ons sosiale media platforms te gaan volg. En dit sluit Facebook, Instagram en X in. Moet ek nie vergeet van ons heruitsendings later vandag nie, 10:00 vanoggend en dan weer 2:00 vanmiddag. Intussen kan jy ingeskakel bly, want net hierna kuier ons saam met Prop en Kosie Bekes wat hulle nuwe enkelsnit met ons gaan deel. Bly ingeskakel. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld.
Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel, amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Tyd om asem te haal, tyd om rustig te raak, of dalk nie. Ons luister nou na Prop saam met Kosie Bekes en hulle nuwe enkelsnit, Bok wil ek bly. Jy reg, Koos? Ek is reg. As die bokke altyd op kyk na 'n woeste stryd, as daai fluitjie weer fluit, weet ek ons gaan lekker kry. As die klokke van my local spot net aanhou lui, dan weet ek 'n bok, 'n springbok wil ek bly. Ek 'n bok, 'n springbok wil ek bly. As daai donkie long byt en daai banjo op tel knyp, as 'n brandewyntyp laat stil staan vir my, as daai goudgroen trui my na trane lei, dan weet ek 'n bok, 'n springbok wil ek bly. Dan weet ek 'n bok, 'n springbok wil ek bly. Dan weet ek 'n bok, 'n springbok wil ek bly. Manne, dit is amazing en baie dankie vir hierdie heerlike lusmakertjie Bok wil ek bly. Net eers, hoe het julle twee ontmoet? Balfour by 'n fees, het die man daar gekom en hy het my geleer, sorry maar, wat? Die werk ons op blou op die konsertina en 'n musical journey het begin. Ag, dis fantasties. Kosie, en jy's 'n jong man, ons paai het ook al jare terug gekruis by die ander TV-program waarby ek betrokke is. Jy's nou 18 as ek reg is, nee? Ek is nou 18, man. En hy speel al dig by die 18 instrumente, of bietjie minder of bietjie meer, ek weet nie. Ja, 14 op die oomblik. Wow. Wat is jou gunsteling? Sê vir my asseblief is daai Kersfeeswurm. Ja, kyk, die konsertina sal maar altyd die gunsteling bly. Ek dink nie net myne nie, ander mense ook. Omdat ek maar bekend is, vir my 'n spesiale plekkie. Maar ek moet sê om gitaar te jol, wel musiek oor die algemeen is lekker, maar ja, ek sal sê as ek moet een kies vir die res van my lewe sal dit konsertina. Prop, en ek moet hierdie nou tong in die kies sê, want ek het hom leer ken toe hy so kort soos jy was. Ja. Maar hy was ook 'n jong man wat al 'n Guma toekenning of 'n nominasie ingepalm het. Ja.
Ja, nee, hierdie man wat mense nie besef nie, is nou nie meer klein Koos nie, is nou groot Koos. Hy het 'n kar en alles en hy's 'n session music. Hy moet nou gaan wat soos ons getoer het vir almal gaan hy nou op sy eie toer hele land vol, soos lekker. Wat ek hou van hierdie liedjie is 'n bok wil ek bly, maar dit gaan nie noodwendig oor 'n springbok of jy weet die droom van 'n rugby speler wees. Dit gaan maar meer oor die samesyn ook wat met rugby gepaard gaan. Ja, verseker. Dit toe ek hom geskryf het ek altyd daai ding, ek wil 'n bokliedjie uitbring nog altyd en hierdie liedjie het net so natuurlik gekom om iets te skryf wat mense bymekaar kry en wat mense besef maar dis hoekom ons geniet sport en ons geniet mense. Maak nie saak of dit goed of sleg gaan met die bokke nie. Ons is daar om mekaar te geniet deur sport en dis hoekom dit so lekker om Kosie by te kry. Maar dis wat Kosie ook doen met daai Kersfeesburmes. Hy bring mense bymekaar en hy wil dit hier so bietjie die lewe net so bietjie meer geniet, 'n stoutigheid. Dink jy nie dit is ook maar net so deel van ons kultuur nie? Daar moet gitaar wees, daar moet 'n konsertina wees, daar moet so nou en dan dalk 'n banjo even in wees. Weet die Amerikaners het mos die fiddle wat die hele tyd gehoor word, veral as jy nou daar in Texas of so. Dis ons fiddle. Dis ons fiddle daai. Wat is vir julle lekkerste as jy nou so ek meen obviously kry hulle baie meer die geleentheid nou om saam op die verhoog te wees. Dis seker vir jou lekker prop om hierdie manne in die skare te hê hier langs jou. Ja, dis lekker. Ek weet nie hoekom ek hier lankal aan gedink het nie, want jy ken my op stage. Ek staan nie stil nie. So vir my om 'n session music net 'n gitaar te hê, ek wil altyd iemand langs my op die verhoog hê. So om iemand te hê wat so dinamies musikant soos Kosie is, dis 'n groot voorreg. Ek weet nie vir jou nie Koos, dis lekker om my te hê. Hy's by meeste van my shows is hy nou ook beskikbaar, maar hy doen sy eie ding. Dis my lekker om hom. Is daar 'n musiekvideo vir Bok wil ek bly? Daar is verseker. Dit was 'n baie interessante een om te skiet. So. Hoekom? Jy kyk so af as jy skaam oor die aangeleentheid. Wat nou? Kosa? Nee, nie noodwendiglik skaam nie, dis maar dit was net 'n baie interessante enetjie om te skiet. Daar is wel 'n verrassing of twee in, prop. Dit is 'n verrassing op sigself. Ek het hulle verras vroeg die oggend en ek het 'n musiekvideo in gedagte gehad en die oggend word ek wakker en sê maar ons moet dit doen. Ja. Weet jy of jy onthou Leon Schuster se boet. Ja. Toe bel ek vir Koos en sê kyk hoe hierdie video, ons gaan dit doen vandag. So spontaan toe maak ons die video, dit maak werk. So 'n maand voor die tyd stuur hom prop alles deur. Hy sê wat ons gaan doen, ek is van 100%, ons gaan bietjie acting. Ek is 100%. Toe kom ek agter daai oggend dit gaan nie meer gebeur nie. Heeltemal 'n ander storie. Dis my mal kreatiewe kop. Hoorie maar dis vir my pragtig om te hoor hy praat van oom Prop. So oom Prop, ek hy het nog nie een keer nie oom gesê. Al sê hy vir hom. Dis my so mooi. Ja, dis pragtig. Is dit vir julle lekker as julle nou saam bietjie kan werk ook of hou jy maar nog steeds daarvan om op jou eie te skryf en dan 'n bietjie sy insaag te kry wat die verwerking aanbetref of het julle nou al ietsie saam gedoen? Ja, kyk wat vir my lekker is Koos, ons het al 'n paar keer sit ons sommer net in die studio. Ek is die skrywer en die liriek en die konsepskrywer, maar musikaal is hierdie man so nou en dan as ek nou nuwe liedjies skryf, hierdie een op sigself is 'n rukkie terug geskryf voor ek hom al ontmoet het en toe ek hom net die lirieke verwerk. Maar Kosie is baie goed om hy is wat mense dit true tone, wat mense dit hy kan 'n noot hy vang hom. Ja, hy weet presies wat se noot ek sing. Dan sê ek vir hom, ry ons op die langpad en sê ek vir hom Koos, ek's besig om 'n liedjie te skryf. Wat se key is hierdie? Okay, gee hom my eerder in hierdie key as ek bietjie hoor. Hierdie man se musikaliteit. Ja. So ons begin al hoe meer so saam te werk. So hopelik, wie weet, dalk is daar 'n ander liedjie wat ons saam skryf. Hierdie is nou uit my pen met hom featuring op hy Kersfeesburg, maar later dalk. Bok wil ek bly, wanneer is hy uit? Is hy reeds uit? Wanneer kom die musiekvideo uit? 31, dis Vrydag 31 Oktober. Sy op alle stromingsplatforms en die musiekvideo is ook dan vrygestel, so ek sal ek moet hoor mense. Groot dag vir môre. Baie dankie. En dankie dat julle hom vir ons kom gooi het. Maar nou, jy moet so in die agtergrond terwyl ek groet wat hierdie week aanbetref. Wil ek net so drink chickering. Daar's hy. Nou ja, toe baie dankie dat julle saam met ons gekuier het wat hierdie week aanbetref. Onthou Maandag skakel ons weer in en jy moet saam met ons kom deel in al die pret en plesierigheid vir die nuwe week. Môre is ons natuurlik terug met ons hoogtepunte, maar vir eers sê ons vir jou baie dankie dat jy saam met ons gekuier het hier by Goeiemôre, Good Morning van my en die res van die span. Mooi bly mooi. Sorg dat jy nooit ophou droom nie. Maak 'n verskil en meer belangrik, wees die verskil. Lekker dag. Hey. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love.
Rust-Oleum. We've had your back since 1921. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld.